Goeiedag. Vandag kyk ons 'n bietjie dieper na bronne oor hoe die Afrikaner-identiteit nou eintlik gevorm is. Ons gebruik uittreksels uit Dr. Letts Pretorius se Boereboek. En die groot vraag hier, hoe het twee groepe, die boere en die kolonialers of Kaapse Afrikaners, hoe het hulle een sogenaamde Afrikaner-nasie geword? Presies. En die bronne argumenteer nogal sterk dat dit nie net organies gebeur het nie. Dit word voorgehou as 'n doelbewuste projek, amper soos sosiale ingenieurswese. Jy weet, veral van na die Anglo-Boereoorlog tot so met republiekwording. Die doel, politieke eenheid. Goed, so kom ons pak dit bietjie uit. Die bronne sê daar was aanvanklik 'n groot gaping tussen die groepe, kultureel, selfs vyande in die oorlog. Hoe is daai kloof dan oorbrug volgens die navorsing? Wel, die strategie wat uitgelig word is een wat deur Afrikaner elites gedryf is. Dink aan organisasies soos die Afrikaner Broederbond, die AB. Hulle het staat gemaak op wat ons noem politieke sosialisasie. Sosialisasie. Ja, dis die manier hoe mense se politieke waardes gevorm word, deur die familie, die kerk, die skool, die media, daai instansies. En hier raak dit nou regtig interessant, Die bronne praat van die skep van mytes en rituele. Hoe werk dit? Kyk, dit gaan oor die herinterpreteer van die geskiedenis. Gebeure wat eintlik net een groep geraak het, meestal die boere, is voorgestel asof dit deel was van almal se storie, die Afrikaner se storie. Gee ons 'n voorbeeld. Wel, die Groot Trek en Bloedrivier, dit was primêr boeregeskiedenis, maar dit word toe Afrikaner geskiedenis. Die woord voortrekker vervang amper boer. Of die lyding in die konsentrasiekampe, grootliks boerefamilies, ja, maar dit word voorgehou as Afrikaner lyding. En die rol van die joiners, die Afrikaners wat die Britte gehelp het, dikwels stilte daaroor. Selfs die eerste taalbeweging, wat in die Kaap begin het onder kolonialers, word aangebied as 'n gedeelde Afrikaner ding. So die geskiedenis is aangepas om die narratief te pas. Dis die argument, ja? En hoe is dit dan vasgelê? Hoe is dit versterk in mense se koppe? Deur nuwe simbole te skep en rituele. Die bronne wys spesifiek na 3 groot monumente as pilare van hierdie nuwe mitte. Die Voorkruikermonument in Pretoria vir daai groot trekstorie, die Vroue-monument in Bloemfontein wat die lyding in die kampe herdenk, en dan die Taalmonument in die Paar vir die taalstryd. Reg. En dan het jy jaarlikse rituele gehad, soos geloofsdagvieringe by hierdie plekke. Dit het gehelp om daai spesifieke weergawe van die geskiedenis in te prent. Dit klink na 'n massiewe onderneming. Dit moes tog baie organisasie en geld gekos het. Ja, beslis. Die bronne sê die AB en die Nasionale Party het 'n sleutelrol gespeel. Hulle het gewerk om beheer te kry oor instellings, dink aan skole, universiteite, kerke, die media. So hulle het die strukture gebruik. Ja, om seker te maak die regte boodskap van Afrikaner eenheid en nasionalisme word deurgeleef deur onderwysers, predikante, joernaliste, die leiersfigure. Selfs ekonomiese opheffing, jy weet volkskas, die FHK, is ingespan om hierdie eenheid te help bou. Dit was volgens die bronne 'n baie omvattende plan. En wat sê die bronne was die uiteinde? Was hierdie hele projek suksesvol? Die argument is dat die proses oor dekades grootliks geslaag het om die idee van 'n enkele Afrikaner-nasie te vestig. Vir baie mense het dit die realiteit geword. Maar, en dis belangrik, die skrywer sê, dit het nie die onderliggende verskille heeltemal uitgewis nie. Regtig? Soos wat? Wel, kyk na latere skeringe. Die bronne noem byvoorbeeld die aparte groot trekkerdenkings in 1988. Dit wys daai ou lyne was steeds daar. Die skrywer stel dat die onderskeid vandag nog bestaan en dat identiteit nou meer 'n persoonlike keuse is. 'n Keuse gebaseer op jou kennis van hierdie verskillende kulturele erfenisse. So, as ons dit alles saamvat, wat beteken dit vir jou, die luisteraar? Hierdie bronne lê 'n komplekse storie bloot, hoe 'n nasionale identiteit doelbewus gebou is, deur die geskiedenis te herinterpreteer, deur simbole te skep. Ja, en wat vir my uitstaan,
is die ongelooflike krag van so 'n narratief. Hoe 'n storie, selfs een wat sorgvuldig saamgestel is, 'n groep kan vorm. Maar dit wys ook dat daai konstruksies nie vir ewig is nie. Hulle kan uitgedaag word na mate ons meer verstaan. Dit laat 'n mens nogal dink, né? Inderdaad. En dis die vraag vir jou vandag. As 'n identiteit so gevorm kan word, hoe kies jy jou eie? Veral as jy nou bewus is van die verskillende drade en die hand wat hulle aan mekaar gewewe het. Dink 'n bietjie daaroor.